Goeiemiddag, dit is Ina met Resepte vir die Lewe. Ons resepie van vandag kom uit Psalm 81 vers 17. Vader kom gee vir ons hier 'n kosbare dis. Hy sê, ek sal julle versadig met die beste koring. Ek sal julle versadig met heuning uit die rots. Nou hierdie kan so maklik by ons verbygaan as 'n poëtiese taal, digterlike taal wat die psalmis gebruik het. En daar's so baie sulke skriffies wat ons net so doodeenvoudig by ons laat verbygaan. Klink mooi, maar wat sê dit nou eintlik? Maar as ons bietjie gaan kyk wat is die profetiese betekenis van hierdie skrif, dan verstaan ons hierdie dis wat Vader vir ons kom voorsit vandag. Koring se betekenis is, of sy profetiese betekenis, die simboliek daarvan is die woord van God. Hy sê vir ons hierso, ek wil julle versadig met die beste koring. Hy wil nie net vir ons brokkies gee nie, hy wil ons versadig met die woord van God. Ek dink nou sommer terwyl ek hier lees ook aan Boas, toe Rut by sy voete kom sit het, en sy vir hom, en hy vir haar die koring kom gee het, en dan staan hy het haar bedien met die koring. Hy het uitgereik na haar toe, en hy het haar bedien met die koring. En dis presies hoe ons bruidegom na ons toe wil kom met die woord van God. Hy wil ons bedien met die woord van God. Hy wil uitreik na ons en ons voed met die woord. En die tweede gedeelte sê, ek sal julle versadig met heuning uit 'n rots. Nou heuning se profetiese betekenis is openbaringskennis en of wysheid. Nou hoekom openbaringskennis? Ons lees dat Saul op 'n dag 'n boodskap uitstuur aan sy manskappe en hy sê, niemand mag iets eet voordat die veldslag nie verby is nie. Maar Jonathan het dit nie gehoor nie. En dan lees ons dat hy in die veld is en hy kom op 'n byenes af en hy's baie honger en hy steek 'n stok in die heuning en hy sit dit in sy mond en dan staan daar en sy oë het verhelder. Nou, ons weet dit was 10-1, maar sy bloedsuiker wat opgegaan het, né? Maar in die geestelike daarvan beteken sy geestelike oë het verhelder. Hy het begin sien, hy het openbaringskennis gekry. Wat is openbaringskennis? Ons het gister gepraat oor 'n resep wat baie mooi is en baie goed lyk en alles, maar ek kan hom eers weet wat dit is as ek hom geproe het. Nou openbaringskennis is daai deksel wat afgelig word. En skielik weet ek meer as wat ek geweet het toe ek net die resep gelees het. So hierdie gedeelte sê, ek sal julle versadig met heuning uit 'n rots. Hierdie vertaling wat ek lees sê heuning uit 'n rots, maar baie van die vertalings sê heuning uit die rots. Wie is die rots? Die rots is Jesus Christus, Yeshua Mashiach, ons koning. Hy is die rots wat die fondasie is van my geloof. Hy is die rots waaronder ek in die skaduwee daarvan kan skuil. Hy is die rots waarmee ek die vyand kan verslaan, deur dit te slinger, die woord daarvan van Jesus kan ek slinger in die vyand se rigting. Daar's so baie voorbeelde in die skrif van waar Jesus uitgebeeld word as die rots. So wat is ons resepie? Vader sê, ek sal julle versadig met die beste uit die woord. Ek wil vir julle openbaringskennis gee oor wie die rots, Yeshua Mashiach, Jesus Christus is. Is dit nou nie die allerbeste resep uit die hand van die Allerhoogste nie? My boetie, my sussie, 'n paar verse voor dit, vers 11 sê, maak julle monde wyd oop en dan sal ek dit volmaak. Wil jy nie by hom gaan sit en jou mond wyd oopmaak? In die gees kan jy hom baie groter oopmaak as jou fisiese mond. Maak jou mond groot oop en sê, Abba Vader, kom vul my mond met die beste van die koring en heuning uit die rots uit. Hy wil ons seën. Hy wil ons monde volmaak. En as jy nou 'n profetiese aksie wil doen, kan jy nou elke oggend 'n halwe teelepeltjie of 'n tongtipie toets heuning doen. Heuning gaan niks aan jou doen nie. Maar as jy dit doen met die gebed, Abba Vader, soos wat ek hierdie heuning eet, vra ek dat U my asseblief met voed met die beste van die koring
en met heuning uit die rots, sodat ek waarlik openbaringskennis kan kry oor wie my rots is. Aba Vader, dankie. U is getrou. U voed ons. Ons maak ons monde vandag waawyd oop om te ontvang. Ons loof U. Amen.